Goeiedag liefdes, ek wil aangaan met die boodskap nie uitwerke nie, deel 2. En ek wil graag in kort my getuienis deel vir die wie dit nog nie gehoor het nie. Ek het groot geword in 'n Christelike huis. My pa natuurlik ek het goeie ouers gehad. Almal van ons het foute, maar ek het baie goeie ouers gehad. My pa was 'n baie militaristiese man gewees, baie streng. Nie gewelddadig enigiets teenoor ons of iets soos dit nie, glad nie, hy het nie gedrink en sulke tipe goed nie, maar ons almal was natuurlik, het groot geword in die kerk, as ek dit so kan sê. Ons almal het groot geword in dit wat familier was met ons, want sy ouers en my ma se ouers en so gaan die lys aan terug, het maar groot geword as Christene. En daarom was ons ook maar net Christene. Nou, ons het nie gereeld kerk toe gegaan nie, maar wanneer ons kerk toe gegaan het, het ek die boodskap glad nie verstaan wat gepreek was in die eerste plek nie. Dit was vreemd vir my gewees, en jy moes stoepstil sit in die kerk, of jy was badkamer toegevat, en pak slaag gegee, en dit was natuurlik hoe ons groot geword het. En jare het verbygegaan en ek het geleef en soos ek wou. En almal van ons het maar geleef soos ons wou. En as iemand vir my sou gevra het, jy weet, wat is jy, ek's 'n Christen. Hoekom nie ek? En ek sou nie antwoord vir jou anders te kon gehad het daai tyd as dat ek het so groot geword nie. Ek meen ek is gebesprinkel. Ek sou nou vir jou 'n ander woord daar gebruik het. Ek sou gesê het ek is gedoop as 'n baba. En ek is in wat ook al, en ek het laaster my katekisasie en halfpad gedoen en so aan. Maar ek sou vir jou gesê ek's 'n Christen, en as jy my sou gevra het, waartoe gaan jy as jy doodgaan, sou ek vir jou sonder enige twyfel gesê het, ek gaan hemel toe. En as jy gesê het vir my, hoekom, dan sou ek vir jou gesê het, nee, want ek's 'n Christen, ons gaan kerk toe en al hierdie dinge, ek sou vir jou 'n klomp van daai goed gesê het, en so het tyd verbygegaan, en ek het regtig waar, ek was 'n baie donker mens, in die sin van, dat ek was die leier van 3 heavy metal bands. Die laaste heavy metal band was natuurlik suksesvol gewees. En ek het op die stage, vergewe my Engels, stage gestaan en gesing met die gitaar in my hand, met hierdie power chords, en met hierdie distortion op my gitaar, en ons het net, vergewe my, maar ons het net 'n jol gehad in die pubs en clubs, en op die stages, en in die nightclubs, en al hierdie dinge, en ons het aangegaan, en ek het so aangegaan met my lewe, en dronkaard, en biker, en selfs op 'n tyd 'n verkrachting beplan, dank die Here, dit het nie deurgegaan nie, ek was losbandig, ek was al hierdie dinge wat jy aan kan dink, maar ek was 'n Christen, 'n goeie gawe Christen. En weer eens op 'n tyd het nou verbygegaan, ek is nou 'n bietjie ouer, en iemand kom toe eendag in my pa se winkel, se besigheid in, en hy sy vra vir my, is jy weergebore? En ek sê ja, en ek vra toe, wat beteken dit? En sy sê nee, dat jy daar was iets in die lyn van dat jy 'n Christen is. Ek sê ja, natuurlijk, ek's 'n Christen. Almal van ons is hier Christene. En so tyd verbygegaan, en die dinge het net al hoe erger geraak, en ek was hierdie rowwe ou gewees, hierdie biker, hierdie aggressiewe ou, hierdie, alles wat saam met daai lelike lewe gaan, ek het dagga gerook, ek het ons het verskriklik gedrink, ek en my vriende, en so aan, maar ek's 'n gawe, goeie Christen. Tyd het verbygegaan, en op 'n tyd het ek net hierdie verlang in my hart gehad om meer van die Here te weet, net om meer van die Here te weet. Ek kan nie vir jou sê hoekom of waarom nie, wel, nou kan ek vir jou sê,
want dit is as gevolg van my ouma se gebede. My ouma, wie reeds al oorlede was teen die tyd wat ek tot bekering gekom het, maar haar gebede het aangehou krag dra. Onthou, ons gebede hou aan krag dra. It's residual power. Ek weet nie met anders te noem nie, dit is maar my term hierdie. Dit is compound interest on prayers when you, dis maar my woorde hierdie, wanneer iemand selfs oorlede is, daai persoon se gebede word verhoor voor God. Dit hou net aan. En so het tyd verbygaan, ek het hierdie verlange gehad om die Here te ken, om die Here te leer ken, en ek het toe op 'n tyd na oom toe gegaan in ons dorp waar ons gebly het, in Janine, en ek het vir hom gevra, oom, ek wil graag meer weet van die Here, en hy het my toe na 'n mannekamp toegestuur. Toe daai tyd dink ek R250 gekos, ek het my R250 betaal, ek was 18 jaar oud, en ons het gegaan na hierdie mannekamp toe. Nou kom ek by hierdie mannekamp aan. Nou lyk ek soos 'n gogga. Ek het hierdie oorbelle, ek het my ba, ek is net, my hare is lank springs, ek is springhare, ek kraalhare, en ek is hierdie metal ou, met my pakkie sigarette, en sovoorts. Ek kom maar aan, en ek gaan sit daar, en ons was seker 300 manne, by hierdie mannekamp gewees, en ek gaan sit daar, en die Saterdagoggend kom daar 'n sekere prediker, en hy preek daar, oor die Here Jesus Christus, asof hy Jesus ken. Ek bedoel, dit klink of hy, en jammer vir my terminologie, en ek bedoel nie om enigiemand aanstoot te gee deur my, maar luister asseblief hoe ek gedink het. Dit klink vir my of hy vanmôre ontbyt geëet het saam met Jesus. Was hy by die Here Jesus gewees, dat hy so oor die Here Jesus kan praat, en ek het nog nooit so iets in my lewe gehoor nie. Dit is so awesome. Ek moet dit hê. Ek moet hê. Kan mens regtig die Here Jesus so intiem leer ken? Want dit waarmee ek groot geword het, is iets wat ek nie verstaan nie, 'n Christendom wat ek nie verstaan, bedoel in boodskappe en God wat reg staan om mens net te slaan en te vernietig, en so ver en verwyderd van God is ons, maar hierdie ou praat asof hy Jesus ken. En in my hart breek in 'n oomblik se tyd, nadat hy seker 2,5 ure, 3 ure gepreek het. My hart breek, en ek weet net, ek wil net een ding hê. I want what he has. Ek wil hê wat hy het. En dit is om Jesus, die Here Jesus, te ken, om hom te mag ken. En nou moet jy weet, ek ken niks van die Bybel nie, niks. Ek ken niks van die Here nie, behalwe dit wat ek gehoor het Sondag. Ek verstaan nie eers die Bybel wat ek lees nie. En hier hoor ek van die Here Jesus wat soos daai lied wat ek al gehoor het. What a friend we have in Jesus. Wat 'n vriend het ons in Jesus, en dit klink of hierdie ou 'n vriend van die Here is. En ek sê, Here, ek soek dit. En hy vra, as jy vandag, soos daai man op die kruis, vir die Here Jesus wil net sê, daai man wat langs Jesus gehang het, Here, dink aan my. Dit was sy altarcall, is dit. As jy vandag jou hart, ek sien nou jou hart in lewe, maar hy het nie dit gesê nie. Hy het gesê, as jy vandag wil sê, Here, dink aan my. Hy het 'n altarcall so gemaak. Dit was sy altarcall. En ek spring op my voete. Ek het nie gekyk hoeveel mense is om my, wie staan, wie sit, ek het nie omgegee nie. Ek was in 'n oomblik se tyd verlief op die nederige timmerman van Nasaret, Jesus Christus, ons Here. En ek sê, dis hoe ek tot bekering gekom het. Here, dink aan my. En geliefdes, op daai oomblik
breek daar skille van my oë af, van my geestelike oog, van my lewe af, van my hart af, van my hele gees af. Daar breek iets in my, daar's 'n fontein wat losbars binnekant my. Ek kan dit vir niemand beskryf nie. Ek wens ek het die woorde om dit te beskryf, maar ek kan nie. Ek het net geweet, dat ek weet, dat ek weet, dat ek weet, dat hy, die Here Jesus Christus, is die Here van my lewe. En soos hy lied wat sê, the King and I walk hand in hand. Dit was op daai oomblik het ek net geweet dat ek behoort aan die Here Jesus. I am my beloved and my beloved is mine. Ek het nou nie daai woorde gebruik, ek bedoel ek het net op daai oomblik geweet dat ek het net geweet sonder twyfel ek behoort aan die Here Jesus Christus. Die Here het my vandag raak gesien. Die Here het van die Here is binnekant my, die Here is met my, die Here is, ek voel, dit gaan nie oor die gevoel nie, dit gaan oor, ek het net hierdie wete gehad, dat die Here Jesus het my aanvaar. Hy het my aanvaar, toe ek vir hom gevra het, Here, dink aan my, het die Here op daai oomblik vir my, aan my gedink. En van daardie dag af, was ek nooit weer dieselfde nie. Tot nou toe, dank die Here, toe ek terug aan Zanine toe kom ek daai Sondag aand as 'n totale ander mens wat my ouers en my suster nie verstaan het, kom ek terug na Zanine toe en hulle sien wat het met hierdie seun van ons en met hierdie broer van my gebeur. Hy lyk of hy sy kop hierdie naweek verloor het, want hy praat net oor Jesus, hy babbel, want dis al wat ek gedoen het, dis toe ek by daai deure instap. En my pa en my ma sit daar, my suster sit daar, dit is net papa, mama. Ek het altyd my pa tot die dag van sy dood, en tot vandag toe noem ek my ma, mama. Papa, mama, die Here, Jesus Christus, Jesus is, en my pa kon dit nie verstaan nie, want ons het nooit daaroor gepraat, en oor die Here Jesus net so gepraat in die huis, dit was altyd net, met soveel, en daar's niks fout daarmee nie, maar met soveel eerbied, jy's amper nie, jy praat amper nie eens oor die Here nie, want dit is so verskriklik heilige onderwerp, om net om met die Here te praat. Julle weet waarvan ek praat, kom aan, julle weet waarvan ek praat. En ek praat oor die Here Jesus, en my ma, my pa, dog toe, wat gaan hier aan? En ek kon nie stil bly nie, ek wou nie stil bly nie, my vriende, nou moet jy verstaan, my vriende was boos gewees, en hulle het nie verstaan wat ek sê nie, ek het baie van my vriende verloor, maak nie saak, die prys deur, ek het nie eers omgegee nie, because I'm in love with Jesus. 'n bom kan langs my afgaan, ek worry nie. Dis ek en die Here Jesus. Dis die Here Jesus en ek, sal ek eerder sê. En ek kon net nie ophou praat nie. My mond was die oorloop van my hart en is die oorloop van, ek kon nie stil bly nie. My pa het betyd vir my gesê, doen jy aanbid 'n sekte. Dit was sy woorde gewees. My ma het ook nie verstaan wat aangaan nie. Sy het gekyk, she was curious. Sy was nuuskierig, maar sy het nie verstaan nie. My suster het ook nie verstaan nie. My suster het op 'n tyd haar nek gebreek, en dank die Here, sy was toe genees in 'n scooter, 'n motorfiets ongeluk. Maar sy het ook nie verstaan nie, maar weet jy wat het gebeur? 'n paar, kom ons sê maande daarna, toe ek het net mense, ek kan met julle praat oor my verhouding met die Here Jesus. Nooi my na julle kerke toe asseblief, dat ek kan kom praat oor hierdie onderwerp van verhouding met Jesus. Maar anyway, ek moet nou vinnig haas om af te sluit, voordat hierdie boodskap te lank raak om uit te stuur vir ons WhatsApp-lys, is dat ek het gebid, ek het tyd verloor in my waar ek op my knieë staan en langs my bed gebid het. Niemand het my niks geleer hoe om te bid, ek het net gegaan, want because I had a king in my heart. En ek het net gebid, ek het tyd verloor, ek weet nie hoe lang ek gebid het nie, dit was ure, ek het tyd, I lost track of time. Toe kom my suster na 'n paar maande,
het sy na die Here toe gekom, dank die Here, ek het haar gedoop, prys die Here, daarna my ma, ek weet nie, 'n maande of jaar daarna, wat ook al, my pa was die moeilikste, 3 jaar en ek het gebid, Here, laat my pa die dood nie sien, en eers 'n pad, asseblief, laat hy die dood nie sien, nie voordat hy u ontmoet nie, en laat hy eers 'n pad met u uit lief stap. En die Here het my gebed beantwoord, het 3 jaar gevat van gebed, ons het gevas, en my pa tot redding gekom, en vir 10 jaar het hy 'n pad, het die Here my gebed beantwoord, dat hy vir 10 jaar 'n pad met die Here kon stap, maar raai wat, toe raak my pa nog meer ekstreem as ek, in sy bekering. Ek gaan aan om oor hierdie onderwerp te praat, oor werke wat mens nie kan red nie, maar my bottom line van hierdie boodskap is, werke kan jou nie red nie, slegs die bloed van Jesus, en ek het niks gehad daai dag toe ek gesê het, Here, hier is ek nie, ek het net gesê, Here, hier is ek, en die Here het my skoon gewas met sy bloed. Met die volgende boodskap gaan ons aan. Die Here Jesus seën vir u. Kom op ons WhatsApp lys 076 3733 143. Amen.